By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne 'n respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Dankie vir hierdie lieflike musiek. Môre julle almal. Dis lekker om julle te sien en baie dankie dat julle hier is. Ek glo ons behoort 'n interessante oggend saam te hê en dan ook vir die wat gaan koffie drink, dan kan dit ook 'n warm oggend wees waar ons geselskap vir mekaar iets kan beteken. Voordat ons gaan stil word, gee ons die musiek kans om ons daar heen te lei. Kom ons luister.
Dankie. Om te dink sonder om oorlog te maak, beteken in die praatjie van vanoggend se geval waarom ons stories en wetenskap nodig het. Ons verstaan nie die werklikheid deur tussen stories en wetenskap te kies nie, maar ons gebruik metafore, almal van ons, want die lewe is eintlik 'n storie, wat eerlik genoeg is. Die metafore moet eerlik genoeg wees om naby aan die waarheid te bly, maar ryk genoeg om dit vir jou hele siel bewoonbaar te maak. En ek dink ons gaan hierdie stelling later so 'n bietjie meer verstaan. So kom ek begin met iets alledaags wat almal van ons ken. 'n Rekenaar se muis het nie 'n stert nie. Hy piep nie. Hy hardloop nie in die skaduwees weg wanneer jy die lig aanskakel nie. En tog noem ons hom 'n muis. Waarom? Omdat ons in metaforiese taal seleksies maak. Ons kies. Ons kies sekere eienskappe van die biologiese muis, hoe klein hy is, hoe beweeglik hy is, en hoe hy reageer op aanraking, en dan raak ons van al die ander eienskappe van 'n biologiese muis ontslae, wanneer ons hierdie rekenaar se muis 'n muis noem. Niemand verwag 'n biologiese muis wanneer hulle 'n rekenaar aanskakel nie. En dit is ons eerste belangrike punt vanoggend. Geen metafoor waarmee jy die lewe beskryf, dra die volle werklikheid met hom saam nie. Maar sonder metafore, beelde en stories kan ons ook nie regtig praat oor die werklikheid nie. Alle metafore is selektief, soos ek nou gesê het. En dit is nie 'n fout nie. So as jy iemand hoor wat 'n beeld gebruik om iets in die werklikheid te beskryf en jy kan hulle uitvang dat hierdie beeld van hulle nie volledig beskryf wat in die werklikheid aangaan nie, jy kan hulle na geen hof toe vat nie, dit is hoe dit werk met metafore, dit kan nie die volle werklikheid omskryf nie. Ons leef met 'n stille aanname dat 'n metafoor eers regtig geldig is wanneer hy alles kan sê van die onderwerp waarna hy verwys. Maar dis 'n onmoontlike eis. Selfs wetenskaplike taal, en hier raak dit vir my persoonlik interessant. My persoonlik is nie 'n goeie manier van praat nie. Hier raak dit vir my interessant. Dat selfs die wetenskap het 'n taal wat selekteer. Selfs formules abstraheer. Selfs metings ignoreer konteks. Wanneer ons praat van kragte, velde, kodes, inligting, natuurlike seleksie, soos by evolusie, gebruik ons inderwaarheid metaforiese taal. En ek moet vir julle sê, ek het nooit so daaroor gedink voordat ek hierdie navorsing begin doen het nie. Seleksie suggereer, daar word gekies. Dis 'n wil. Evolusie dra 'n gevoel van rigting. Ontwikkeling impliseer beweging iewers heen. So selfs wanneer 'n wetenskaplike intelligente ontwerp verwerp, met ander woorde die leer dat daar, ja goed, ek glo in evolusie, maar daar's nog steeds 'n argitek wat dit beplan het en net deur middel van evolusie geskep het, so jy praat nog steeds van intelligente ontwerp, dit is hoe baie wetenskaplikes glo, sommige wetenskaplikes glo, maar selfs wanneer jy dit negeer en glo dat dit bloot meganisties was, die evolusie, dan is die taal wat in evolusie se beskrywing gebruik word, steeds taal wat sonder dat dit bedoel word vir jou suggereer dat daar ontwerp was, dat daar 'n wil was, dat daar 'n plan was. Want dit is nie 'n taal wat suiwer is sonder beelde nie. Nie suiwer meganies nie. En dit beteken nie dat wetenskaptaal oneerlik is nie. Dit beteken bloot, taal is altyd meer as die data.
Taal is altyd ryker, want taal spreek van iets wat met ons gevoel te maak het, en wat nie so koud en hard is, as wat die feite is nie. So dit is 'n valse keuse myns insiens om te moet kies tussen stories, metafore en data of wetenskap. Ons kultuur, en ek dink baie van ons wat hier sit, se eie koppe en ons gemoedere as gevolg van ons, hoe sê hulle, kom vandaan, het ook daardie onderskeid probeer dwing. Ons skep 'n kunsmatige oorlog tussen hierdie twee. Aan die een kant sê ons is mites en stories, kuns en spiritualiteit, en aan die ander kant sê ons harde feite, meetbaarheid, data, rationaliteit. Maar hierdie oorlog is regtig, ek dink, onvanpas, want selfs soos ek gesê het, die wetenskap leef van storie en leef binne in storie en praat storie taal. Hipotese, modelle, narratiewe verklarings, voorlopige plekhouers vir wat ons nog nie verstaan nie. Die wetenskap is besonder eerlik, gewoonlik. Die wetenskap sal sê, hier weet ons nou nog nie. En dit is nie 'n swakheid nie, dit is bloot epistemologiese nederigheid. En storie op sy beurt sê nie noodwendig, ek is letterlik waar nie. Dit is dikwels veel eerder die leser en die oorverteller van storie wat dit so dwing. Dis letterlik waar. Selde bedoel 'n skrywer van 'n storie of 'n verteller van 'n storie. Hierdie ding is letterlik waar. Hierdie is data. Hierdie is feit. 'n Goeie storie sê, ek wys iets dieper as wat analitiese taal kan dra. Dit is vir my 'n besondere ding om in gedagte te hou. Dat wanneer 'n mens wysheid wil oordra, dan is dit altyd makliker om 'n storie te gebruik, want die storie kan ontgin word en hy's oop. Jy kan altyd teruggaan en sê, ek sien nog iets, ek verstaan nog iets, ek wil nog iets hierin lees. En daar's niks meer verkeerd nie. Terwyl as jy analities geskryf het, het jy begrens, is dit afgebaken, en is dit asof jy 'n punt daar neersit. Ons kan nie verder ontgin nie. Ons wag vir 'n nuwe analise. Maar ons moet vanoggend sê, terwyl julle nou kan agterkom, ek maak vriende met metafoor. Ek maak vriende met storie, en soos julle nou kan raai, is ek besig om terug te kyk na die antieke tye toe en sê ek wil 'n wit vlaghuis en ek wil bladskit met julle en sê ek aanvaar julle stories. Nie as data nie as volledig waar nie, maar as iets wat julle beleef het toe julle oor die wêreld gedink en gepraat het. 'n Goeie metafoor lyk so, dit lê baie naby aan die werklikheid. Hier kom iets wat Prof Marius Herald gereeld gesê het. Hy het gesê, 'n mens se metafore moet jou nie so ver wegneem van die werklikheid dat jy naderhand aan kaboutertjies glo nie. 'n Goeie metafoor lê naby aan die werklikheid. 'n Goeie metafoor verwelkom toetsing en verifiering. 'n Goeie metafoor verdiep jou verstaan. Dit begrens nie jou verstaan nie. Dit maak nie jou kop kleiner nie. Dit vernou nie jou denke nie. Dit maak jou nie eenoogig en hard en dogmaties nie. Dit maak jou verstaan dieper. Dit maak 'n mens sagter, nie harder nie. En julle gaan net nou verstaan waarom ek dit sê, dat 'n storie 'n mens kan hard maak. Daar's 'n plek waar dit gebeur. 'n Swak metafoor lyk so. Hy maak jou los van die realiteit. Hy word 'n ideologie. Waarom? Want daar word geglo dat hy van die werklikheid akkuraat spreek. Hy vereenvoudig die wêreld tot 'n karikatuur en hy begin vir jou voorskryf in plaas van om jou te verhelder. 'n Voorbeeld hiervan is die skepingsverhale in Genesis. Jy sal kreasioniste kry wat sê, daai verhaal sê presies hoe hierdie wêreld tot stand gekom het. Dan word daardie verhaal
los van realiteit, want die wetenskap sê iets anders. Hy word 'n ideologie, want hy staan nou in 'n boek en ons glo, God het so gesê, skryf hierdie storie, want dis hoe dit gebeur het. Hy vereenvoudig die wêreld tot 'n karikatuur, en hy begin vir jou voorskryf, in plaas van om jou kop oop te maak. Maar jy kan daai selfde storie lees, en toelaat dat hy die werklikheid vir jou sag maak. Toelaat dat jy verstaan, hy het seker goed geselekteer, en ander goed het hy nie geweet nie en kon hy nie sê nie. Jy kan sê, dit is nie 'n ideologie nie, dis regtig net mense se kreatiewe manier om iets te probeer beskryf van die wêreld om hulle. En jy sê baie beslis dan, hy skryf vir my niks voor nie. Dis die plek waar jy dan sal sê, as iemand sê, God made Adam and Eve and not Adam and Steve, dan sê jy, jy's nou met 'n voorskrif uit 'n storie besig. Dis nie waar my kop is nie. Wanneer 'n metafoor te ver van die werklikheid af wegbeweeg, dan doen hy iets baie gevaarlik, en dit sê som op wat ek in die afgelope paragraaf of 2 gesê het. Hy begin lieg oor die wêreld. Ek het asprus daai kraswoord gebruik. 'n Metafoor wat te ver van die werklikheid af beweeg, doen iets gevaarlik. Hy lieg oor die wêreld. In plaas daarvan, om soos dit 'n goeie storie betaam, dit dieper te maak, dit mooier te beskryf. 'n Duidelike klassieke voorbeeld van 'n plekhouer metafoor lê in die wetenskap. En dit is wat metafore ten diepste doen, behalwe daarvoor dat dit vir ons 'n gevoel gee oor die werklikheid waaroor ons praat. Dat dit bietjie kunstig is, dat dit kreatief is, dat dit tot jou hart en jou emosies ook spreek, sodat emosie en die kennisname van data, die kognisie, hierdie berekening hier binne, dat dit alles een ding word en jy mens voel. Behalwe dat hy dit moet doen, hou hy plek. 'n Plek daar waar ons nog nie mooi weet nie, waar ons voorlopig verstaan. Ons verstaan dit, en dan sien ons dit, maar hier's goed tussenin wat ons nie verstaan nie, en hier is metafore dikwels baie belangrik, en jy kry dit in die wetenskap. Daar word gepraat van donker materie, dark matter. Wat sê dit? Wetenskaplik is dit opgemerk dat sterrestelsels vinniger beweeg as wat materie alleen verklaar dat kan gebeur. En toe voel hulle, maar daar moet iets wees wat hierdie gravitasie versnel, hierdie ekstra gravitasie veroorsaak. Wat is dit? Ons weet nie. Daardie iets word toe, soos wat ek en jy vandag nog hier leef, dark matter, donker materie genoem. Maar let op, donker materie beteken nie vir 'n wetenskaplike dat dit noodwendig onsigbaar is, of dat dit swart is, soos wat rook, of iets wat jy swart ingekleer het is nie. En materie beteken ook nie vir hulle noodwendig stof, of deeltjies, of iets tasbaar nie. Dark matter is 'n metafoor. Hy hou plek vir iets wat ons nou nog nie kan sien of kan meet nie. So hierdie term sê in wese, hier is 'n effek wat ons meet, maar ons weet nog nie presies wat dit is nie. Dit word 'n plekhouer. Dit wys na 'n werklikheid, hulle weet daar's iets, maar hulle gee nie voor dat hulle alreeds weet wat dit is of dit verstaan nie. Dit hou net plek oop vir toekomstige verduideliking. Tot later. Ek het verlede Sondag ook gesê, 1 of 2 maal, dat ons glo voorlopig. En dit beteken nie dat ons nou in vertwyfeling en in 'n selfbeeldkrisis gaan ronddwaal en sê, ek weet nie alles nie, ek verstaan nie alles nie. Ons weet sekere goed en ons is goed daarmee om dit te verstaan, en dit verstewig ons perspektief van die wêreld en ons prentjie, en dit gee vir ons staanplek met ons voete, maar ons sê altyd vir onsself, hier is 'n ding wat ek nie heeltemal verstaan nie, kom ek kry vir hom 'n storie tot later. Maar daai storie moet my nie wegvat van die werklikheid nie. Daai storie in die geval van dark matter dui op iets. Daar's iets gemeet, maar ons weet nie wat dit veroorsaak nie. Dit hou oop. Nog voorbeelde hiervan is genetiese kode. Dit help ons verstaan
Maar ons kan nooit in letterlike terme oor 'n genetiese kode praat, asof daar instruksies in ons liggaam gegee word soos deur 'n rekenaarprogram wat vooraf geskryf is nie. Of die brein as 'n rekenaar. Dit is nuttig om aan jou brein as 'n rekenaar te dink, maar dit is gevaarlik as jy dink dis letterlik al wat jou brein is. Of dat dit jou brein volledig omskryf. Of Dawkins se selfsugtige geen. Hier is 'n sterk juristiese metafoor. Nou, wat beteken jurisme? Ek glo julle weet, maar net vir die van julle wat nie weet nie. Jurisme is iets wat vir jou aanduidend is. Hier sien ons iets, ons vermoed iets, dit lyk so, maar ons is nie heeltemal seker nie. Dit is wanneer iets juristies is. Hy sterk aanduidend. Ons kry snif in die neus dat dit so is, maar ons is nog nie seker nie. So om te praat van 'n selfsugtige geen is juristies. Dit lyk asof hier 'n lekker selfsug aan die gang is, maar dit is nie volledig beskrywend nie, want hier kan nie 'n morele beskrywing wees nie. So jy kan nie vir 'n geen sê, "Jenne, kom tot bekering, jy selfsugtig nie." Jy moet hom ontdaan van die volledige betekenis van die woord selfsug. So 'n plekhouer metafoor is 'n eerlike metafoor. Hy praat van iets wat ons nie weet nie, maar ons vermoed daar's iets, want ons het al seker goed gesien, of gemeet, of ontdek, maar ons gee nie voor dat ons presies weet wat daar aangaan nie. 'n Biologiese plekhouer metafoor is juis hierdie storie oor 'n genetiese program, en julle sal weet, en ek weet ons het al die gesprek gevoer, dat daar is redelik debat tussen mense, en veral ook bioloë, oor of ons dan nou geneties so geprogrammeer is, dat jy geen vrye wil het nie. Daar is bioloë wat dit sê. En dan is daar ander wat sê nee, dit is nie so eenvoudig nie. Nou in biologie word daar gepraat van die genetiese program, wat my en jou ontwikkeling, of ons ontplooiing, en selfs ons gedrag rig. DNS, nou hoor nou hierdie taal, DNS kodeer vir proteïene. Selle lees die instruksies. Die liggaam voer die opdragte uit. As 'n metafoor is dit uiters nuttig, want dit help ons om te verstaan hoe inligting oorgedra word. Dit maak die kompleksiteit van ons liggame en ons gene baie meer hanteerbaar vir ons begrip, en dit laat voorspellings en eksperimente intussen toe. Maar biologies gesproke is daar geen program nie. Daar's geen sentrale beheer nie. Daar is geen vooraf opgestelde bloudruk wat bloot uitgevoer word nie. En daar's geen doelbewuste lees of besluit in jou liggaam nie. Ontwikkeling ontstaan uit dinamiese interaksies. Dis tussen gene en omgewing. Dis tussen selle onderling. Dis tussen biochemie, mechanika en, hou jou stoel vas, toeval. Toeval. Die term program is dus net 'n plekhouer metafoor. Dit sê, hier is 'n stabiele patroon van oordrag en regulering, sonder dat ons regtig weet hoe al die lae met mekaar presies saamwerk. Maar wanneer die plekhouer gevaarlik raak in hierdie geval van genetiese programmering, is dit. Die probleem begin wanneer 'n nuttige metafoor soos hierdie verhard word tot 'n wêreldbeskouing. As die genetiese program letterlik opgeneem en geglo word, dan raak mense vooraf bepaal. Ons gedrag word gereduseer tot kodes wat in ons geskryf is. Verantwoordelikheid, konteks en plastisiteit, die feit dat ons breine plooibaar is, word afgeskryf. Waartoe lei dit? Dit lei tot stellings wat ons in die omgang met mense hoor, soos, dis in jou gene. Jy kan niks daaraan doen nie. Jy is so geprogrammeer. Hier verander 'n heuristiese hulpmiddel in 'n biologiese
fatalisme. Met ander woorde, hier kom die woord jurisme weer te pas. Dit lyk so, maar dit is nie 'n volledige beskrywing nie. Om te praat van 'n genetiese programmering is nie 'n harde, feitelike beskrywing van hoe my en jou gene werk nie. En as mens daai hulpmiddel, daai heuristiese, dit lyk soos 'n program, hard maak, dan raak jy vervalle in biologiese fatalisme. 'n Metafoor wat net bedoel om iets te verduidelik en oper te maak en helder te maak en dit vir bespreking oop te maak, word nou eng. So nou glo ons, ek is soos 'n robot gebou en keuse, die het ek niet. Die dieper beginsel is dit, 'n plekhouer metafoor is noodsaaklik vir die wetenskap, soos julle nou seker al kan sien, maar hy het altyd 'n vervaldatum wanneer nuwe ontdekkings gemaak word. Hy moet oop bly vir hersiening. Hy moet naby aan die empiriese realiteit bly, met ander woorde daar waar die navorsing gedoen word en die denke en die gedagtes laag op laag en een op die ander gebou word en die een afleiding lei tot die volgende ding. Hy moet naby aan die wetenskaplike proses bly. Hy is nooit moreel van aard nie en hy word nooit 'n eksistensiële absolute nie. Wanneer 'n plekhouer metafoor as dit ware aanbid word. En dit kan jy doen met die skepingsverhaal. Dit kan jy doen met die konsep van genetiese programmering, as jy dit aanbid. Dit word vir jou 'n definitiewe, 'n absolute, dan gebeur daar iets ironies. Wetenskap word weer mitologies. Maar sonder die wysheid om te weet dat dit net 'n storie is. 'n Plekhouer metafoor help ons dink, totdat ons beter kan dink. Wanneer ons ophou vra oor enige model, dan word dit 'n afgod, voor wie ons die knie buig elke keer wanneer ons dink. Daarom het ons vars metafore nodig. Nie omdat oues vals is nie, maar omdat hulle verstok raak wanneer ons nuwe inligting bekom. Vars metafore is wonderlik, en dit is ook omdat dit baie interessant is as mense hulle eie metafore uitdink, hulle eie stories vertel, en nie oor al die oues gebruik nie, want vars metafore trek aandag. Hulle skep 'n estetiese resonansie, kon jy nou so 'n storie uitgedink het. Hulle maak nuwe verbande met nuwe kennis moontlik. Hier's nou nuwe kennis, kom en dink 'n nuwe storie, 'n nuwe metafoor uit om hierdie kennis mee te beskryf. Hulle tref ons dus nie net intellektueel nie, maar hulle tref ons liggaamlik en emosioneel. Hulle laat jou hart klop, hulle gee jou hoendervleis, hulle maak jou werklik waar opgewonde. En dit is waarom, en my praatjie hardloop nou oor na 'n ander tema toe, dit is waarom kuns en musiek menslike taal versag. Ek het in my navorsing na 'n paar mense geluister en ek het 'n gesprek geluister waar iemand gesê het, dis baie belangrik vir enige mens om kuns en musiek te leer waardeer. Dit vorm ons spraak, dit vorm ons gebare en dit vorm ons gedrag. Dit was vir my interessant. Hulle sê, 'n samelewing sonder kuns word baie hard. Presies, letterlik. Wanneer taal net instrumenteel word om data oor te dra, dan raak dit aggressief, want dit wil belyn en begrens. Dit begin oorwin, dit begin oorheers, dit wil wen in argumente, en dit verloor soms. En hier raak 'n man soos George Lakoff belangrik, en vir die van julle wat geïnteresseerd is hierin, gaan kyk bietjie na sy werk, bitterlik interessant. Hy maan ons om van ons oorlogstaal ontslae te raak en na 'n danstaal oor te skuif. Lakoff wys hoe ons argumente dikwels struktureer as oorlog. Hy sê ons gebruik goed soos hierdie: ek val jou argument aan. Ek verdedig my standpunt.
Jy skiet gate in my redenasie. Wat gebeur hier? Dis oorlogstaal. En dit bepaal hoe ons voel in argument. Dit maak ons harder. Dit maak ons defensief. Dit maak dat ons wil reg wees. En ek wil jou verkeerd bewys. Hier's 'n oorlog aan die gang. Maar hy stel voor, hy sê, wat as gesprek nie 'n slagveld is nie, maar ons verander dit in 'n dansvloer. Dan luister ek. En jy reageer. Dan gee ons ruimte. En ons leer 'n ritme. Niemand verloor nie. Danstaal maak mense sag, sonder dat hulle noodwendig vaag word. Nog 'n belangrike toevoeging tot ons lewe is om meervoudige dissiplines te bestudeer, en dis belangrik. Ons hoor mos skoolkinders sê, waarom moet ek hierdie vak leer, ek gaan dit nie eendag gebruik nie. Julle weet mos, ons almal het dit van sekere vakke gesê, en op universiteit in jou eerste jaar, onthou ek, dan moet ek 'n ding swat, en ek is nie lus vir die, dan sê ek, ag, werk nou maar deur die droë hout. Jy het nie lus vir daai vak nie, maar jy besef nie hoe dat jy 'n onderbou in jou hele wese en in jou brein en in jou menswees en in jou waarnemingsvermoë inbou deur nog en nog en nog vakke te bestudeer nie. Ek dink is 'n belangrike ding om dit te doen. Want elke dissipline wat jy bestudeer, kom praat met al die ander. Meervoudige dissiplines word 'n teenvoeter vir oorvereenvoudiging van die lewe. Wanneer 'n mens net een raamwerk het, dan raak alles daardeur verdraai. Dit was vir my interessant toe ek hieroor lees, om te besef dat jy kry baie keer musiek en wiskunde in een persoon. En ek dink dit is wonderlik, want die een is eintlik nie so anders as die ander nie, maar die belewenis is nogal verskillend as ek en jy op die oog af van buite af daarna kyk. Die ouens wat regtig baie wiskundig is en groot geeste in die wiskunde is en baie musikaal is, sal vir jou sê dis alles een ding. Maar die belangrike uit daarvan dat as 'n mens regtig 'n kliniese wetenskaplike is, sal dit nogal goed wees as jy ook kunswaardering kan bestudeer. En as jy dalk 'n kunsversamelaar kan word, want dit begin met mekaar praat en dit bring 'n versagting en 'n verbreding van jou menswees. Want wanneer mens een raamwerk het, dan raak alles deur daai raamwerk verdraai en verskraal, want jy pas dit in daai raamwerk in. Maar wanneer biologie, sielkunde, mitologie, filosofie, neurowetenskap en kuns met mekaar begin praat in jou, en hulle begin met mekaar 'n gesprek voer, gebeur daar iets merkwaardigs. Jou wêreldbeeld word minder seker, maar hy word meer wys. Hy word minder aggressief en snaaks genoeg meer akkuraat. Hy word minder dogmaties, maar baie meer menslik. Elke vakgebied wat ek en jy by bestudeer, tree in 'n gesprek en 'n interaksie met al die ander goed binne in my, en my kop word 'n ryk en 'n wyse kop. En hier's nou nog 'n opmerking wat ek wil maak. 'n Mens moet nooit van die klein na die groot ekstrapoleer nie. Een metafoor is nie die hele wêreld nie. Almal van ons het sulke gunsteling stories wat ons wil vertel om die wêreld te beskryf, die lewe te beskryf. Beweeg weg van daai storie af dikwels om 'n ruimer perspektief op die werklikheid of daai saak wat jy wil beskryf te kry. Een storie verklaar nie alles in daai omgewing nie. Een model is nie gelyk aan die ganse werklikheid nie. En wanneer ons dit vergeet, dan verander metafore weer eens in afgode. Ons buig voor hulle. Maar wanneer ons dit onthou, dat my storie, my anekdotes, my verhale, my metafore, my beelde, beskryf nie die volle werklikheid nie. As mense dit onthou, dan word ons metafore net venstertjies. Hulle word nie die hele prentjie nie. Ek gaan afsluit. Ek en jy, liewe vriende van my, ons hoef nie te kies tussen mites en molekules nie.
Ons hoef nie te kies tussen stories en statistiek nie. Ons taak is moeilik, maar ons taak is baie ryker as om daai keuse te maak. Om stories te gebruik wat eerlik bly, metafore wat naby die werklikheid loop en wetenskap wat nederig genoeg is om sy eie gapings metafories te erken. Dis ons taak. Dis nie oorlog nie. Dis ineenvlegting. Dis nie oorwinning nie. Dis dans. Ons verstaan die werklikheid. Nie deur tussen storie en wetenskap te kies nie, maar deur metafore te gebruik wat eerlik genoeg is om naby die waarheid te bly en ryk genoeg is om dit vir ons emosionele wêreld bewoonbaar te maak. Dit was my storie vandag. Baie dankie vir die musiek.
Baie dankie vir julle bydraes. En ek sê ook persoonlik dankie, want soos ek verlede Sondag gesê het, dis brood nodig en daai brood is op my tafel, so baie dankie dat julle bydra. En die van julle wat nou kan kom koffie drink, dit sal so heerlik wees om te gesels, te kuier so bietjie, voor ons die week ingaan. Die wat nie kan nie, geniet jou week. Mag vrede daar wees, en skryf mooi stories, en leer nog 'n vak. Dit kan help. Baie dankie vir die musiek, hulle speel ons uit. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.